Kom luister saam na die slothoofstuk, hoofstuk 8 van die As van die Lewe, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Balt draai om, sy arm steeds om Stoffel se skouers. Middag, Trinkie. My naam is Triana. Triana. Wat het my pa vir jou vertel? Sy's kort af, maar haar stem is eisend. Balt kyk na Stoffel. Niks. Hy het net gesê dat hy met my wil praat. Wat is aan die gang, Triana? Hy is ewe kort af en lê klem op die regte uitspraak van haar naam. Triana laat haar kop sak, maar ruk dit vinnig weer op. Sy kyk Balt vas in die oë, haar oë is rusteloos en onstuimig. Dit is 'n saak tussen my en my pa. Hy het nie nodig om dit met buitestanders te bespreek nie. Buitestanders, reageer Balt snerpend. Is dit al wat ons vir jou is? Buitestanders. Hy haal sy arm van Stoffel se skouers af. Druk vir Stoffel eenkant toe en begin stap. Maar Clara hou hom terug. Wag nou, Balt. Jy weet dit is nie hoe Trinkie dit bedoel nie. Kom ons gaan drink koffie en raak rustig. Dan kan Stoffel en Triana besluit of hulle die saak met ons wil bespreek. Sy vat aan die een kant vir Stoffel in die elmboog en aan die ander kant vou sy haar hand om Triana se hand. Kom ons gaan drink koffie. Clara vertoon klein tussen Stoffel se 6 voet en Triana se ongewone lengte. Almal sit om die groot kombuistafel, elk met 'n beker koffie voor hulle. Die stilte is swaar en afwagtend, maar niemand waag dit om die ongemaklike vrae te vra nie. Dan praat Clara half versigtig vraend. Stof, wil julle hê ek en Rudolf moet julle alleen by Bart laat om te praat? Hy skud sy kop met 'n duidelike nee voor hy antwoord. Nee, Clara, wat ek te sê het, kan julle almal maar hoor. Triana se sagte, pleitende papa gaan verlore. Stoffel kyk vir Triana toe hy sy storie begin vertel. My vrou Beatrix het vandag 10 jaar gelede afgesterwe. Hy vryf sy oë voordat hy hervat. Beatrix was nie 'n groot vrou nie, maar as sy kwaad geword het, was sy so sterk soos 'n os. En dit het gereeld gebeur dat sy so kwaad geword het. Hy spreek sy woorde met oordrewe klankronding uit. Wanneer sy dan so ek kan maar net sê onnodig moerig geraak het, het ek en Triana toe 15 deurgeloop. Hy kyk sy luisteraars een vir een in die oë terwyl hy verder vertel. Nie net onder haar tong nie, maar ook onder haar vuiste. Ek het gewoonlik tussen Triana en haar ma gaan staan om my kind te beskerm. Hy bly vir 'n rukkie stil voordat hy met 'n siniese laggie sê. Ek het maar net my rug gedraai sodat sy my dan slaan tot sy uitgewoed is. Die betrokke dag was ek buite in die tuin. Triana wou by 'n vriendin gaan kuier, maar haar ma wou nie. Toe sy te veel karring het Beatrix haar humeur verloor. Ek het 'n helse rumoer gehoor en Triana hoor gil en ek het huis toe gehardloop. En toe ek by die voorhuis inhardloop, het Beatrix vir Triana oor die bank vasgedruk en bo haar gebuk gestaan met 'n mes. Dit het vir my gelyk of sy Triana met die mes gaan steek. Sy het vir my kind geskreeu, jy is die eerste en jou pa volgende. Dit het my briesend kwaad gemaak. Ek het haar van Triana af weggeruk en sy het met haar kop teen die koffietafel se hoek geval. Dit lyk of Triana ineen krimp. Sy vou haar arm styf om haar en hierdie keer kreet sy dit uit. Hard genoeg vir almal om te hoor, papa asseblief moenie. Stoffel bly stil en kyk met deernis na Triana. Dit is belangrik, my kindjie. Ons kan nie langer swyg nie. Hierdie mense is so te sê die naaste wat ek en jy ooit aan 'n familie gaan hê. Ons is die waarheid aan hulle verskuldig. Triana skud haar kop stadig heen en weer terwyl die trane stadig oor haar wange biggel. Sy skuif haar stoel agteruit en staan staandig op. Ek kan nie met hierdie leuen saamlewe nie. Toe sy omdraai om weg te loop, loop sy teen Balt vas wat intussen agter haar kom staan het. Sy arms gaan outomaties om haar en vou haar toe teen sy bors, en hy voel sy teen sy bors ruk.
Terwyl hy haar sag heen en weer wieg, beduie hy oor haar kop vir Stoffel om verder te praat. Die vee oor sy mond, trek sy asem diep in voor hy weer praat. Ek het geskrik toe sy doodstil bly lê. Maar my eerste bekommernis was Triana en ek het haar al my aandag gegee. Haar probeer vertroos om veilig te voel. Die volgende oomblik het Beatrice by ons gestaan met my pistool op ons gerig. Sy was wild en het vir ons gesis, terwyl sy die pistool heen en weer geswaai het. Julle sal my nie doodmaak nie. Nee, dan maak ek julle eerder vrek. Triana het vorentoe gestorm en haar ma se arm weggestamp en toe laat val sy die pistool. In die gestoei tussen Rihanna en haar ma was Beatrice se aandag weg van die pistool af. Ek het dit opgetel en toe Beatrice vir Rihanna om my keel gryp, is toe dat ek haar skiet. Daar hang vir 'n oomblik 'n swaar stilte in die vertrek, voordat Rihanna verbaald wegdruk en na haar pa draai. Met haar wange nat van trane en haar gesig vertrek, gil sy op haar pa. Hou op lieg, pa! Sy het nou geen beheer oor die trane wat oor haar wange stroom nie. Haar stem ruk kort terwyl sy praat. Ek het my ma geskiet. Ek! My ma wou my pa met die mes steek. En ek het die pistool gaan haal en haar geskiet soos 'n hond, doodgeskiet. Toe stort Triana ineen. Voordat sy die vloer kan tref, vang Balt haar en hou haar regop. Hy kyk paniekerig na Rudolf. Oom Rudolf, help! Hy dra Triana na sy kamer toe en lê haar op sy dubbelbed neer. Rudolf stuur almal behalwe vir Clara uit die vertrek. Ek dink alles het net te veel geraak vir haar. Ons kan haar net monitor tot sy weer bykom. Maar dan sal sy professionele hulp moet kry om deur hierdie trauma te werk. Hy staan nader aan Clara, vat albei haar hande in syne en trek haar nader. Klaar, ek weet ons ken mekaar net 'n paar weke, maar ek kan nie my lewe verder sonder jou sien nie. As ek kyk na hoe die dinge in die lewe vir mens verkeerd kan loop, besef ek, ons lewe op geleende tyd. Kan ons nie maar ons skape saam in dieselfde kraal jaag nie? Clara se wange slaan rooi kolle uit, maar haar oë vonkel bly. Sy kyk na Triana wat nog bewusteloos op die bed lê. Dink jy nie ons moet nou eers aandag aan haar gee nie? Hy volg haar blik terwyl hy sê, ek sal vir Balt roep om haar hospitaal toe te vat. Sy half self asem en haar hart klop normaal, maar sy het mediese aandag nodig. Hy soen haar sag op die mond. Moenie weggaan nie, ek is nou terug. Toe Rudolf en Balt terugkom in die kamer, is Triana wakker en Clara is besig om haar gesig af te vee met 'n natlap. Alhoewel Triana iets wat verward voorkom, is sy bewus van almal om haar. Ek gaan nie hospitaal toe nie, want ek gaan nie nou my pa alleen los nie. Hy het die skuld gevat vir my ma se dood, maar ek het haar geskiet. Ek het haar geskiet omdat sy my pa wou doodmaak. Sy het hom gereeld aangerand en hy het nooit 'n vinger vir haar gelig nie. Sy was aggressief en braaksugtig. Triana sug met 'n snik. My pa het my skuld op hom geneem, gekeer dat ek skuldig bevind word. Balt gaan sit langs haar op die bed. Hy vee haar hare liefdruk van die kop af. Sst, Trinkie. Alles reg. Jou pa het my alles vertel, maar dis nou verby. Ons gaan nou ongevalle toe, sodat alles nagegaan word, en ek sal by jou bly tot alles uitgeklaar is. Hy kyk na Clara en Rudolf. Ma, hulle kan maar gaan, ek sal by Trinkie bly. Dit lyk asof julle sake het om te bespreek. Sonder om te huiwer, vat Rudolf Clara se hand en lei haar by die kamer uit. Ons het inderdaad sake om te bespreek, sê hy vir Balt terwyl hulle wegstap. Rudolf en Clara stap by die voordeur uit en hulle stap dieper die tuin in. Toe hulle verskans agter die struike raak, strek Rudolf haar in sy arms in. Hy hou haar styf vas en kyk diep in haar oë. Ek het jou lief, Klaar, en ek wil jou my vrou maak. Clara druk haar wys en middelvinger teen sy lippe vas. Ek trou graag met jou, Rudy. Ek het jou ewe lief. Hulle stap hand aan hand huis toe. Hierdie goeie nuus moet hulle met die ander gaan deel.
Terug in die huis tref hulle vir Balt, Stoffel en Triana aan die sitkamer aan. Stoffel en Triana sit styf teen mekaar en hou hande vas. Dit is Clara wat die opmerking maak. Dit lyk of julle vrede gekry het. Ek en Rulie het goeie nuus. Sy kyk met blink oë na Rudolf. Hy maak keel skoon voordat hy praat. Ja, ons het inderdaad goeie nuus. Ek en Clara gaan trou. Balt snork en sê kraas. Sê wie? Clara snak na haar asem en Rudolf antwoord heel rustig. Sê ek. Ek het gevra en Clara het ja gesê. Moet ek nou kinders vra in plaas van ouers vra? Balt bloos bloedrooi. Laat sy kop sak en klap sy tong. Maar voordat hy weer iets kan sê, gee Clara antwoord. Nee, se gat. Dis ek en jy wat trou, Roelie. Die kinders trou nie met my kinders nie. Jy trou nie met my kinders nie en hulle trou nie met jou nie. As hulle ons nie wil ondersteun nie, moet hulle ons los. Sy kyk met opgetrekte wenkbroue na Balt. Haar stem dra gesag as sy streng sê. Balt? Hy rol sy oë terug in sy oogkaste en antwoord. Ja, ma, ek aanvaar julle besluit om te trou. Dan tree hy vorentoe en gee sy ma 'n stywe drukkie. Hy bied sy hand vir Rudolf in versoening. Rudolf druk sy hand ferm. Ons gaan buitendien eers wag dat Piet uit die rehab kom voordat ons trou. Hy vorder goed met sy terapie, verklaar hy. Stoff en Triana staan ook nader om die paar geluk te wens. Balt vat vir Triana aan die arm en hou haar terug. Hy draai na Stoffel toe, sit sy hand op sy skouer. Terwyl die huwelsklokke nou lui, oom Stoff, wil ek graag oom se toestemming vra om by Triana te kan kuier. Toe Stoffel hom aankyk met 'n frons wat meer as woorde sê, antwoord Balt. Natuurlik oom, ek gaan oom ook om haar hand kom vra. Ons ken mekaar mos nou al jare, ek reken dis lank genoeg. Hy glimlag bly vir Triana, sy oë vol duiwels. Of wat sê jy, Trientjie? Triana glimlag, gelukkig op in Balt se oë, sit haar arms om sy nek en vlei haarself teen hom aan. Stoffel skud sy kop en sê met 'n laggie. En so seëvier die liefde. Dit was die slotepisode van Die As van die Lewe. En ja, dankie vir julle saamluister.